Worship is a response to God's faithfulness. Amen. And to God's goodness. And to God's grace. So ons het al daai ontvang van God. Dis net reg dat ons God eer met 'n worship uit ons hart uit. Kom ons staan saam en bring hom hulde. Amen. Yes. Like
en ons sing Hosanna. Hosanna in die hoogste, aan die koning van die konings. Here, ek wil net ook sê, dankie. Ek het nie nodig. Amen. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemijn, U lof besang vir eeuwig, want U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemijn, U lof besang vir eeuwig, want U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, in my, want U het my bevry, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, U is die koning van my lewe, koning van my hart, U is die koning van my hart, Jesus. Oh, U is die koning van die hemele, U is die koning van die aarde, U is die koning van die groot heelal, U is die koning van my hart, U is die koning van die hemele, U is die koning van die aarde, U is die koning van die groot heelal, U
wat ons vandag net vir U wil bring, is lofsange vir die grootheid van ons God. Higher than the highest mountain, deeper than the deepest ocean, wider than the widest universe, my God. Dit is U. Dis U. Here, al wat ons wil doen, is ons wil lof bring aan ons God en ons koning. Here, terwyl ons hierdie liedjie gesing het, terwyl ons sing hoe groot is ons God, besef ek, daar is geen probleem wat te groot is vir my God nie. Daar is geen siekte te groot vir my God nie. Daar is geen hartseer, geen pyn, geen kommer te groot vir my God nie. Here, daar is geen armoede wat my God nie kan omskep in weelde en rykdom nie. Here, daar is geen ding op hierdie aarde of in die hemele, in die geesteswêreld en in die fisiese wat my God nie alreeds oorwin het nie. Niks, Here, kan staan voor U grootheid nie. En ek wil net weer 'n keer net sê, hoe groot is ons God. Ons kan vir Here lofoffer gee. Hoe groot is ons God. Prys die Here. Halleluja, as jy gedink het, jou krisis is te groot. Jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek wil nou vir jou sê, daar's 'n God groter as jou krisis. Voel net, ek moet dit vir iemand sê vandag. Elke keer as jy gedink het, Here, nou het ek die limit bereik, daar's 'n God verby daai limit. Vat dit. God bless. Kom ons neem ons sitplekke, Pastor Johan. Baie dankie aan hierdie amazing groep. Het is regtig 'n blessing om in hierdie gemeente te sing. Goeiemôre aan elkeen van u wat ek nie gesien het nie. Mag die Here u seën vandag. En namens my en my vrou wil ek ook vir elke vader, oupa sê baie geseënde Vadersdag. Mag jy 'n wonderlike dag beleef. En laat die vrou vandag die vleis braai. Sit jy net agteroor. Sê. Kom ons begin met iets humoristies. Hierdie paartjie wil trou en hulle besluit, vandag is die dag wat ons die koek gaan bestel. En hulle gaan na hierdie persoon toe wat hierdie koek gaan versier en bak en alles. En die bruidjie sê, al wat ek op hierdie koek wil hê, is 1 Johannes 4 vers 18. Dis al. Nou as in die woord kyk, dan staan daar, liefde verdryf alle vrees. Waar liefde is geen vrees nie. En die dag van die troue, toe kom die koek daar aan, en sy sien, die een is uitgelaat voor Johannes. So hy sê nie meer 1 Johannes 4:18 nie, hy sê Johannes 4:18. En daar staan, jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. So, laat dit vir haar les wees. Ok, ek wil met u praat vandag oor die onderwerp sonde. Daar is hulp op hande. En daarom wil ek begin met Timoteus 1 vers 15 uit die Afrikaanse 83 vertaling. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Nou sê Paulus, van hulle is ek die grootste. Daar is 'n woord wat elke natuur van die mens beskryf, elke mens natuur, en dit is sonde. En dit is 'n groot probleem, want dit affekteer elkeen van ons. Affekteer vir my, affekteer vir u. En die resultaat hiervan is die dood. Ons is omsingel deur hierdie woord. Dink daaraan. Dit is die probleem wat alle ander probleme veroorsaak. Hierdie is die woord
wat die rede is hoekom mans vliegtye in 'n gebou laat vasvlieg het. Hierdie is die woord agter elke korrupsiesaak. Hierdie is die woord hoekom 'n man en 'n vrou sukkel om in die huwelik van mekaar te sê, ek is jammer. Hierdie is die rede dat daar agter elke hartseer en traan sit. En as ek en jy nie besef dat sonde 'n probleem is nie, gaan ek en jy nie soek na 'n oplossing nie. Dit gaan wees soos om 'n motor te ry en jy sien daai rooi liggie op die dashboard kom aan en jy dink is vir mooiheid en jy hou aan ry. Dan gaan jy in die moeilikheid hardloop. Jy gaan 'n probleem kry. As 'n man nie dink daar is fout in die huwelik nie, gaan hy nie instem om 'n huweliksberader te sien nie. Dan gaan hy dink, sy vrou gaan maar net deur 'n fase. Ek het saam met iemand gewerk wat altyd gesê het, as my vrou vir my kwaad is en sy kry stilstype, dan gaan koop ek net 'n handsak. Problem solve. Dis nie so maklik nie. Jy moet besef wanneer daar 'n probleem is, sodat jy 'n oplossing kan gaan soek. As jy nie bewus is dat daar 'n probleem is nie, is jou perspektief oor sonde verkeerd. En dan gaan jy nie vir 'n oplossing soek nie. Wat is die oplossing? Steek op jou hand. Steek op jou hand. En dis iets wat ons nie vandag meer sien nie. Mense wat hulle hande opsteek nie. Wat meen dit as jy jou hand opsteek? Jy kan hom opsteek as die koningin verbykom. Jy kan hom opsteek in 'n hof. Jy kan hom opsteek in 'n klaskamer wanneer jy weet, jy ken die antwoord. Maar wat meen hierdie in die geval waar daar sonde is? En dit is reg oor die wêreld so. Wanneer jy jou hand opsteek, sê jy, help my. Ek het 'n belydenis. Ek wil verander. Help my asseblief. Hulp is beskikbaar as jy nederig jou hand opsteek en hulp vra. Nou vir wie moet ons hand oplig? In die eerste plek, jy het nodig om jou hand op te lig vir jouself. Jy het nodig om jou hand op te lig teenoor ander. En die mees belangrikste, jy het nodig om jou hand op te lig vir God. Kom ons begin by die eerste een, jouself. Onthou as jy, soos ek gesê het, as jy nie dink, daar is 'n probleem nie, gaan jy nie jou hand opsteek nie en gaan jy nie soek vir 'n oplossing nie. As iemand vir my kom vra, bel my man, of my seun, of my vrou, hulle het hierdie probleem, en hulle wil nie vir my luister nie, dan sê ek onmiddellik, nee. Maar onmiddellik daarna, direk daarna, sê ek ook, hier is my telefoonnommer, vra hulle om my te bel. Hoekom doen ek dit? Dis nie om airtime te spaar nie. Nee, wanneer iemand my bel, oor 'n probleem, weet ek, hierdie persoon besef, hy het 'n probleem, en hy's besig om sy hand op te steek. Dan kan ek hom help. Dan weet ek, hy weet waar dit gaan, en hy vra, help my asseblief. As jy op die TV kyk in 'n storie, en hierdie meetings wat hulle hou, AA meetings, dan sit die mense in 'n kringetjie. Elke keer sê die ou, ek is Piet Pompies, ek het 'n dowwe probleem, of ek het 'n drankprobleem. Hoekom doen hulle dit? Elkeen weet wie Piet Pompies is. Elkeen weet in daai tyd wat sy probleem is, want hy moet dit elke keer sê. Hierdie lyn forceer hom om sy hand op te steek, sodat hy kan hoor my naam en ek het hierdie probleem.
dan kan hy gehelp word. Hoekom steek jy jou hand op vir ander? Jakobus 5 vers 16 sê die volgende: Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. So wat sê hy hier? Hy sê lig jou hand teenoor die mense wie jy gefaal het, wie jy gefaal het, en lig jou hand op teenoor die mense wat jou kan help om vorentoe te beweeg. Wat sê die Here as iemand teen jou gesondig het? Hy sê baie duidelik, vergewe daai persoon. So ons ruil die rolle om. Wat verwag God van jou om te vergewe? So, gaan dit nie makliker wees as die rolle omgeruil is, as jy iemand anders te nagekom het, om met 'n opgesteekte hand na daai persoon toe te gaan en sê, ek is jammer, vergewe my, help my nie. Want as daai persoon na jou toe kom met 'n opgesteekte hand, gaan jy hom maklik vergewe. So dis baie makliker. Want daar is party mense wat 40, 50 jaar in die huwelik staan en het nog nie een keer vir mekaar gesê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. Sal jy my vergewe nie? Dit is hoekom daar dalk soveel huwelike in die skeihof opeindig. As jy jou hand opsteek, fasiliteer jy vrede. Lig jou hand teenoor die mense wie jy gefaal het en ook die mense wat jou kan help om vorentoe te beweeg. Prediker 4 vers 9 en 10 sê, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As een val, kan die ander hom ophelp. As 2 op 'n maatjie staan, is dit moeilik om hy mat onder hom uit te pluk. Maar gaan staan nou alleen op hy mat, dan sien jy hoe vinnig word hy onder jou uitgepluk. Daarom wil ek vir die tieners sê, die wat dalk luister, jou ouers wil jou help. Mans, jou vrou wil jou help. Vrouens, jou man wil jou help. Gee die persoon in jou lewe kans om jou te help. Dan in die derde plek, moet ons hand opsteek teenoor God. En dit is die belangrikste. En ek wil dit illustreer vanoggend. Ek het hier R50. Wie wil dit hê? Ja. Gaan koop koffie of whatever. Hoekom wys ek dit vir u? Vir wie het ek daai R50 gegee? Vir die persoon wat sy hand opgesteek het. God het geweldig baie genade. Elke dag. En hy bewys dit elke dag vir ons. Maar as jy nie jou hand opsteek vir God nie, gaan hy vir jou genade gee, maar nie omdat jy dit vra nie. Hy is 'n genadige God van vergewing. Sy genade het krag om jou te help om hierdie sondeprobleem te oorkom. En dit is 'n geskenk van God om jou vry te maak van sonde. Maar jy moet jou hand opsteek. Hier's baie mense wat nie hand opgesteek het vir daai R50 nie. So gaan God na die persoon toe. Hy gaan hom eers help wat sy hand opsteek. Dit is vir almal. Maar jy het nog die reg om nee te sê. Dit hang van jou af hoe jy met ons Vader omgaan. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê: As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself. Met ander woorde, elke liewe een het sonde. Hy sê, want dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. God sê, ek wil jou help. Lig op jou hand, ek wil jou help. Dit is so moeilik
vir my en jou om te sê, ek is jammer, ek het hulp nodig. Hoekom? Ons is trots. Ons probeer alles wegsteek. Ons probeer onsself beskerm, of so sê ons. Ek wil goed lyk. Ek wil goed voel. So in steede daarvan om my hand op te steek, blameer ek liewer ander, of steek ek die sonde weg. Wat het Adam en Eva gedoen? God het vir hulle een opdrag gegee. Een opdrag. Wat sê Adam vir God? Here, die vrou wat U my gegee het my dit laat doen. Was nie my fout nie. Dit was hierdie vrou se fout. Maar Here, meer nog, dis U fout. As U nie hierdie vrou vir my gemaak het nie, het ek nie gesondig nie. Hy blameer iemand anders. Maar ons blameer ook altyd iets anders. Want Eva sê, dit is die slang. Dit is presies wat ek en jy doen. Ons blameer iemand anders. Of ons blameer iets anders. Ek was moeg. Dis hoekom ek nie gaan bid het nie. Ek was honger. Dis hoekom ek ietsie gevat het. Ek was onder druk. Dis hoekom ek 'n vloekwoord geuiter het. As my man my beter behandel het, sou ek. As my ouers my beter behandel het, sou ek. As my vrou my respekteer het, sou ek. As die regering die geld beter bestee het, sou ek. Ons verskuif die blame of ons kruip weg. Na die sonde het hulle nie met God eers gepraat nie. Hulle het gaan wegkruip en ek en jy doen dit heeltyd. Daar's 'n storie in die Bybel, 'n ware verhaal van Dawid. U ken sy verhaal. Oorspel. Toe maak hy die ou dronk. Toe dit nie werk nie, toe vermoor hy hom. Jy kan niks vir God wegsteek nie. Want eendag, toe kom die profeet Nathan. En hy vertel vir hom hierdie storie, hierdie gelykenis van mense wat een skapie gehad het, wat saam met die kinders geslaap het, saam met hulle geëet het, met hulle gespeel het, in die bed saam met hulle was. En hierdie buurman was verskriklik ryk. Hy het duisende skape gehad. En toe hy 'n spitbraai wou hou, toe vat hy daai een skapie. Wat doen Dawid? Hy spring op. Hierdie man moet doodgemaak word. En Nathan sê vir hom, jy is daardie man. God weet alles. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Ons sê mos maklik, ek is ook maar mens. Ek het ook my troetelsonde. Nee. God sê, 'n sonde is 'n sonde. Toe die Fariseer en die tollenaar in die tempel kom, het die Fariseer gesê, ek is so goed en so goed. Arme tollenaar het gesê, Here, wees my genadig. Wie het die Here te hulp gekom? Vir wie die Here vergewe? Tollenaar, want hy het sy hand opgesteek. Maar ons dink, ek is nie so sleg soos daai een nie. Ek het 'n dag af siek geboek, maar ek steel daarom nie karre nie. Ek het by 'n braai deelgeneem aan veel grappe. Ag man, niemand het seer gekry nie. Ek doen kontant transaksies in my besigheid, sodat die SARS dit nie optel nie. Maar ek gee vir baie mense werk. Ons skuil agter die feit dat ons maar net mense is. En dan skuif ons die blame. Ons steek weg of ons maak die sonde klein. Of jy target mis of raak skiet. 'n mis is 'n mis. By die Olimpiese spele het ek daarvan gehou om die boogskiet te kyk. En die ou wat daai middelkolletjie 'n millimeter gemis het hom net so ver gemis, soos die ou wat hom 10 millimeter gemis het. Hy het die kol gemis.
'n sonde is 'n sonde. Hoe het Paulus sonde gesien en hanteer? 1 Timoteus 1:15, waarmee ons begin het, die Life 5 Bible, die tweede gedeelte sê, Christ Jesus came into the world to save sinners, and I was the worst of all. Nou wil ons vir Paulus sê, hoe kan jy dit sê? Jy het soveel gelei vir die koninkryk, vir die evangelie. Jy maak mense disippels. Hoe kan jy sê, jy is die grootste sondaar? Wat hy sê, ek is so bewus van die sondes wat ek wel doen, dat ek voel, ek is die grootste sondaar. Sy perspektief oor sondes was korrek. Die eerste gedeelte sê, this is a true saying, and everyone should believe it. Kry jou perspektief reg oor sonde. Dit is 'n probleem in elkeen van ons se lewe. Maar Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Hy alleen kan jou help om sonde te oorwin, om vry te kom daarvan. En saam met hom die pad te stap. Steek op jou hand. Sê vir God, Here, ek het 'n probleem. U alleen kan my help, want deur my sondes veroorsaak ek ook ander probleme. Wat Jesus in die gelykenis na gekyk het, uitgelig het, is dat die fariseer wou nie sy hand opsteek nie. God het die tax-collector gehelp. Hulp is op hande. As jy nederig jou hand opsteek en sê, help my. Wat het ons gehoor vanoggend? Waar het jy die probleem heen geskuif, of weggesteek, of verklein? Waar het jy God geval en vir hom probeer wegkruip nadat jy gesondig het? Na wie toe moet jy gaan en jou hand opsteek? Wie het jy seer gemaak? Gaan sê jy is jammer. Gaan met 'n opgesteekte hand en vra vir daai persoon om jou te vergewe. En moenie vir God wegkruip nie. Hy staan met oop arms en wag vir jou om na hom toe te draai. Hy is ons hulp. Hulp is op hande as jy nederig jou hand opsteek vir die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, elkeen van ons sondig so baie. Here, dit is die natuur van ons lewe, maar Jesus Christus, toe U aan die kruis sterf, het U gekom sodat ons natuur kan verander en ons meer en meer soos Jesus kan word. Dankie vir daai voorhangsel wat geskeur het en dat ons deur U vry na God toe kan gaan. Dankie vir die krag van U naam. Dankie vir die krag van U bloed, Here Jesus. Dankie dat U staan en wag vir ons en dat U ons nie wegstoot nie. Seën elkeen in hierdie week, Here, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Baie dankie, Pastor Johan. Is so lekker om te weet, ons ken die antwoord. Hand opsteek beteken ek ken die antwoord. Yes, steek sommer albei hande op om te sê ek ken die antwoord. My antwoord teen sonde. Dit vir my so interessant, dit het so ingepas by wat ek gisterand geskryf het oor aanspreeklikheid. Daai ding van hou op om iemand anders te probeer blameer, hou op verskoning soek. Hou op om te probeer justify. Steek eerder net jou hand op en sê, thank you, need you, love you. Amen. Prys die Here. Okay. Ons is aan die einde van ons diens. Dis eintlik baie sad. Dit voel vir my ons het nou eers begin. Ons kan nou nog 'n keer van voor af begin. So ek hoop Pastor Johan het nog 'n preek.
Okay, so ons is aan die einde van ons diens. Hierdie is nou 'n lang naweekie ook nou nog. So môre kan julle almal lekker laat slaap, behalwe die arme sakkers wat môre nog moet werk. Maar ons het in hierdie week ons aktiwiteite. Jy sal sien ons aktiwiteite was geadverteer hierbo. Dit is ook op ons kalender. As u nog nie die kalender, die Time Tree app het nie, kan u net vir my kontak of vir pastoor kontak en dan kan ons plan maak om vir u te help om die Time Tree app te kry. Dan kan u elektronies ons kalender ook hê. Maar in hierdie week weer eens, pastoor is daar gebedstyd Dinsdagoggend. Gebedstyd Dinsdagoggend hier so by die kerk. En dan gaan ons ook Woensdag aand by ons huise bymekaar kom en weer aanhou bid. Dit is 'n moeilike tyd hierdie, is 'n tyd wat baie mense siek is 'n tyd wat baie mense in baie depressie ingaan. Om een of ander rede raak mense depressed as dit winter is. So ons bid dat die Here mense se gees gaan oplig. En dan donderdag aand oefen ons orkes en dan die naweek is ons weer almal hier so bymekaar. Ek het die voorreg om Sondag te preek. So ek sien baie uit daarna, nog nie 'n klou van waaroor ek gaan preek nie. So maar ek weet die Here gaan die regte woord gee. So ek is opgewonde vir volgende Sondag. Ek sien nou eers julle twee sit daai kant. Julle sit gewoonlik hierdie kant. Julle confuse my. Ek het nou amper daai kant toe gedraai om met die res van die gemeente te praat. Nee. Jou plek mag nie volgende Sondag leeg wees nie, tensy jy op 'n ander plekkie gaan sit het. Okay, so spesiaal, maar kom ons gaan net by mekaar kom en ons gaan die Here lekker volgende Sondag net weer groot maak. En ons hou aanbid dat die Here regtig pastoor se stem gaan aanraak. Ek wil net ons bestuursraad herinner, ons het Dinsdag aand bestuursraad vergadering. So ek wil vir u as gemeente ook vra bid vir ons bestuursraad dat ons die regte besluite en regte besprekings sal doen en dat ons nie sal doodgaan van die koue as ons Dinsdag aand uitkom nie. Laat dit gaan lekker warm wees hierso. Is jy reg daarvoor? Kom ons gaan afsluit met 'n heerlike lied. I'm a new creation. I'm a new creation, ek's 'n brandweerman. Kom ons gaan opstaan en dan sing ons dit lekker saam.